for our next program may be heard on Radio 2000. Really? Wow. Ek dog jy wil my nie hier sien nie. Wel, die wêreld is 'n klein plekkie. Ja, ek het al klaar vasgeloop met Nick en Jessie. Really, kyk net hier. Is dit nie ongelooflik nie? Ek bedoel, dis asof 'n mens die geskiedenis kan aanvoel. Nick en Jessie sê jy. Wat doen hulle hierso? Ons het gaan dans gisterand. Dit laat my skielik wonder. Jy het my nooit gesê hoekom jy hier is nie. Oh. So, jy ken mos nie iemand hier nie. Maar hulle sê mos ons noodsaaklike. En dat 'n mens dat tennis sien voor jy doodgaan. Is Venesië relik. Napels. Wag, wat? Asof dit saak maak. Dis geskiedenis, net waar jy kyk. Jy's doodreg. Kom ons gesels dan oor Plato. Hy het presies waar ons twee nou staan 2000 jaar gelede gestaan. Dis ongelooflik. Hoekom is hy hier? Hy was 'n wysgeer relik. Wat het jy gedink? Nie Plato nie. Nick. Ek sê jou dan, hy kuier by vriende. Hy het gesê dat hy lus voel om Rhodos toe te gaan. Oh, Rhodos. Ja, dis 'n eiland relik. Dis al? So ver ek weet. Γυναίκα δεν βλέπω. Γυναίκα. Αγάπη καμία, τίποτα. Τίποτα. Αλλά δουλειές. Δουλειές, Πολλές δουλειές. δουλειές. Δουλειές, λέγε για δουλειά. Κοίτα. Εδώ βλέπεις το σταυρό. Ναι. Ο σταυρός είναι επιτυχία, να το ξέρεις Επιτυχία. πάντα. Σε Και από τι, σε πίσω. δουλειά? Δουλειά, για δουλειά μιλάμε. Να πετυχώ για τις Από δουλειές. πίσω μια καμήλα γεμάτη, φορτωμένη, πω λεφτά. Λεφτά. Λεφτά, Εραλίκος. Δύσκολη δουλειά, αλλά λεφτά. Λεφτά, Έλα, δεν βάλει το χέρι σου εδώ μέσα. Εδώ στον πάτο. Θα γίνει. Θα γίνει, θα γίνει. Εραλίκος. Έλα, εσύ είμαστε. Τι. Λεφτά. Καλά, Έτσι, τζάμπα το λέμε. Οκ. Πάρε ένα. Ένα μόνο, δώσε μου κι άλλη, τόση ώρα έλεγα. Άλλο ένα, οκ. Καλή επιτυχία να έχεις. Καλή επιτυχία. Ας επί τη μοίρα σου. Εραλίκος. Hey, Relikos, die vrou het gesê ons gaan baie gelukkig wees in die storie van ons, hè? Toe sit dan vertel jy my wat jy uitgevind het. Heel wat. Heel wat, hè? Pas op dat jy Adonidas nie onderskat nie. Nick Adonidas is 'n geslepe vent. Maar 'n lammetjie in vergelyking met jou, hè? 'n Lammetjie. So sê my eers wat se nuus het jy oor daai saketransaksie wat hulle beplan? Wel, ek het 'n baie sterk vermoede waar dit gaan gebeur. Ja, toe sê my, waar? Op die eiland Rhodos. En wat se aantrekkingskrag is daar vir Kaïres en Rhodos? Hy het net daai stuk grond daar. Wat my pa verkoop het dan. En dit is toch waardeloos. Wag. Gee my net kans, dan vind ek vir ons presies uit wat hulle plan is. Maar ek waarsku jou, dit gaan nie maklik wees nie. Ek is amper oortuig daarvan dat daai stuk grond waardeloos is. Hier's iets baie snaaks aan die gang, Relikos. Kom aan, jy sal moet opskat, ons tyd raak, man. Hulle beplan iets groots, Relikos. Ja? Ja. En nou belangriker die inligting. Wel, hoe groter is die beloning, hè? Ja. Ek hou daarvan. Nick, ek hoor jy wil dalk nie weer huis toe gaan. Ek wou nog met jou daaroor gepraat het, Jessie. Nou ja, is jou lewe. Melina is 'n oulike vrou. Ek hou van haar. Wel, is definitief nie net Melina. Jy weet, sedert ons hier aangekom het en ons van daai vliegtuig afgeklim het, voel ek al... Nou ja, voel ek weer tuis. Asof ek
hier hoor, Jesse? Ja. Ek dink ek verstaan nie. Dankie. Nick? Hm? Jy was ook maar nog altyd deel van ons. Hi. Is dit nou nie toevallig nie, hè? Ek het gehoop ek sou jou raakloop. Vertel my nog oor die plek se geskiedenis. Wel, dis jou gelukkige dag, vra maar. Ja, wat van die Persiese oorlog? Wat weet jy als van die Persiese oorlog af? Kom ons sien, in die jaar 490 voor Christus het die Perse die Atheners by Marathon verslaan. Wat, regtig? O ja, lei. Dit was die eerste van 'n reeks marathonoorloë. Oorloë tussen 20 en 22.3 jaar geduur het. Relic het my definitief agtervolg. Hy het my bly uitvra op een of ander stuk grond. Lucas Rodos het. Beteken dit vir julle iets? Waar sou hy daarvan gehoor het? Nou ja, Relic het dit nie by Lucas gekom. En daar's net een ander persoon wat hom daarvan kon vertel het. Wie? Die Jakobs? Dis reg, die Jakobs. Dink jy dis hy wat Relic hiernatoe laat kom? Dis moontlik. John, hoe sê jy daarvan hou om ons te help iemand om in bos te gaan? As 'n dienaar van die gereg is dit teen my beginsels, maar in Relic se geval kan ek 'n sekere uitsondering maak. Het jy al 'n plan nie? Jep. Die Jakobs stel belang in daai stuk grond op Rodos. En Lucas het die geld by hom. So waar was ek? Kom. Jy sien, John, jy gaan die pot so 'n bietjie roer vir ons. Want ek het so vermoed dit mag dalk help om die skuimboot te laat dryf. Toe ek jong was, wou ek 'n marathon gehad. Jy was skaars 3 bakstene hoog toe jy daarvan begin praat het. Jy het dit toe nooit gedoen, hè? Nie alle kinders se drome word waar nie, Nick. Jy is 'n uitsondering. Jy is op jou skip hier weg. Ja, ek het ook nie alles gekry wat ek wou gehad het nie. En dink jy sal dit miskien hier kry? Ek weet nie, Melina. Ek wonder self. In elk geval, waarvan gaan jy aan die lewe bly hier? Dit lyk my jy en jou pa gaan dieselfde probleme hê. Sy besigheid bankrot speel. Dit is nog net 'n kwessie van tyd. Ek moes weer sy boeke gedoen het gister en die einde van die maand is al so. Hoe sou jy daaroor voel om my met iets waarin ek nou al 'n rukkie dink te help? Hoe kan ek jou help? Ek het eintlik meer hulp nodig om iets vir jou pa te doen. Ons moet verkieslik nie dat jou pa iets agterkom nie, in geval iets sou skeefloop. Jy was nog altyd 'n dromer, Nick. Ek het maar net gedink as die Jakobs hom in die gemors laat beland het, moet ons 'n plan maak dat hy hom weer daar uithelp sien. Die Jakobs? Aha. Wel, ek sou beslis nie daai wonderwerk wou mis nie. Ja, ek kan niks beloof nie, maar ons kan nogtans probeer. Wonderwerk, beloftes. Ons moet maar ons kanse vat, né? Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Relic, hoe gebeur dit dat waar ek ook al gaan, ek in jou bakkies vasloop? Ag, is heeltemal toevallig. Jy sien, die kere wat ek nie daar is nie, dan kom jy dit nie agter nie. Jy onthou net die kere wat ek wel hier is, soos nou. Ja, dis reg, natuurlik. Dit maak sin. Dit moet seker. Is hierdie plek nie ongelooflik? Ek bedoel, dink net aan al die akteurs wat hulle openingsaande hier gehad het. Ek reken hulle moes maar taamlik back af gewees het. Hulle kon nie as 'n dak laat bou met die wind. O ja, ek dog dan julle is veronderstel om op Rodos te wees. Ja, ons gaan oor 'n paar dae. Ons moes net die laaste reëlings getref het. Nick se vriend Lucas moet 'n eiendomsagent daar gaan sien.
O, het hy eiendom wat hy daar wil verkoop? Really? Hy gaan 'n eiendomsagent daar sien. Wat dink jy wil hy verkoop? Pisangs. Hoor hier, ek moet gaan. Ons gaan almal vanaand by GB eet om dit te vier sien. Senior Relik. Ja, kom maar, John. Lucina. En by GB eet. Kom so lank en wag ons vir hulle. Dankie. Ek het nogal 'n talent vir die soort ding. Dit is so jammer dat Lucas nie vanaand hier saam met ons kan wees nie. Hy en die prokureur het al daai dokumente wat hulle moet opstel. Hy wil hê ons moet dit nogtans sonder hom vier. Nou goed. Aangesien daai stuk grond van hom wat kastig niks werd was nie. Nou goud werd is. Wil ek baie graag 'n heel dronk instel op die man wat 'n beheer is van die ontwikkeling, die bestuurder van Son en See. Ek wil graag 'n heel dronk instel op meneer Granger. Meneer Granger, wat bereid is om Lucas 100 miljoen... Dis veronderstel om 'n geheim te wees, so hou dit stil. Hoeveel sou 100 miljoen drachma in ons geld wees? Shh. Ons mag nie daaroor praat nie. So, blykbaar gaan meneer Granger en Lucas mekaar Vrydag om 2 uur by die Lindos Hotel op Rhodos ontmoet om alles te reël. Ons drink op meneer Granger en ons goeie vriend Lucas. Daai transaksie te keer. Hy stel jou idioot. Natuurlik gaan ons dit regkry. Op Lucas. Op Lucas. Onthou nou nie 'n woord hiervan aan Lucas terwyl ons hier is nie. Loop rond op die eiland, gaan dans, gaan swem, doen net wat julle wil. Maar maak seker dat almal op Rhodos weet ons is hier. Alright, ons gaan aan. Ja, kyk hoe hoog is dit. Man, lyk 'n bietjie vrolik. Nog een. Met die denkbeeldige meneer Granger is oor 24 uur. En daar's nog geen teken van Diakos nie. Dit lyk nie goed nie, Nick. Ja, ons het geweet ons vat die groot kans met die. Kyk net hoe mooi is dit. Dit is nie net mooi nie, Jessie. Daar gebeur allerlei wonderwerke hier. St. Paulus se skip het een keer hier gestrand. En dis hoekom hulle daai kerkie gebou het wat ons nou net gesien het. Kyk, daar verskyn selfs bote uit die niet uit. Relikos, sit laer, jy's te opsigtelik. Dit is belangrik dat niemand agterkom dat ons op Rhodos is, dat ons gereed is om tot ons aanval oor te gaan nie. Soos 'n slang, hè? Hoi. Daar is hy.
wag hier. Maak seker dat niemand ons sien. Die slang is gereed vir sy prooi. Meneer Granger se kamer asseblief. Hallo, Granger. Kan ek help? My naam is Spiros. Ek bel van meneer Kairi se kantoor af in verband met die eiendomstransaksie wat julle beplan. Ek neem aan jy weet watter transaksie ek bedoel. Dis hoekom ek hier op Rodos is, seun. Ek hoop nie daar is probleme nie. Nee. Glad nie meer, Granger. Inteendeel, ek bel net om ons afspraak te bevestig. Sien ons mekaar nog môre, so teen 2 uur se kant? Als reg, meneer Spiros. Ek sien uit daarna om julle te ontmoet. Ja, meneer Granger. Dankie. Dit was uitstekend, Jessie. Kom, ons gaan sê gou vir die ander. Gaan jy so lank? Ek wil eers huis toe bel. Ek is nou daar. Kom, Relikos. Nick, ek sê so gou moontlik huis toe moet vlieg. Daar's iets verkeerd. Nee, dis goeie nuus. Ceres se skildery was die beste in die kompetisie en die prysuitdeling is môre aand. Is dit nie wonderlik nie? Dis fantasties. Sy wou gehad het jy moet ook kom, maar ek het haar gesê dis ongelukkig nie moontlik. Ja, dankie. Oh, my hart. My hart. Hey, wat maak jy? Relikos, lyk ek siek. Ja, jy lyk. Dis goed. Geef vir my daai stok aan. Geef vir my daai stok. Hierso. Dankie. Bly jy hier. Ja, ek sien jou. Jy wys hoe 'n slang te werk gaan, hè? Goeie genagtig, Jagos. Sit asseblief. Lukas, my vriend, net nou hoor is jy jouself aan gebeur met jou wat met my gebeur het. Sit. Lukas, my ou vriend, soos jy kan sien as ek nie meer wat ek was nie. Dis my hart, Lukas, my hart. Ek het tog hier diep binne in my hart, vriend. Hoekom het jy my kom sien, Jagos? Ek smeek jou, Lukas, moet my nie wegwys nie. Ek sou op my knieë geval het as ek kon. Ek weet net nie of ek weer sou kon opstaan nie. Wel, dan sal ek ten minste moet weet wat jou pla, Jagos. My gebede, Lukas, jy sien ek wil weer trots voel op my familie. Ek onthou nog goed hoe jy eenmal gesê het, my pa is 'n dief. Ek sal regtig nie sê my pa